In Psalm 103, 'n baie bekende Psalm, en ek gaan net so 'n kort stukkie uit hom uitgebruik by hierdie geleentheid. Vers 4 staan onder andere, wat my red van die graf. Nou die een ding wat vir jou en vir my 'n werklikheid is ons gaan dood, daar gaan 'n graf wees in ons lewens. Nou staan hier, wat my red van die graf. Nou wat eintlik hier bedoel word, is 'n geestelike groef en 'n geestelike graf. Die Here wat ons red van 'n geestelike groef en 'n geestelike graf. Ja, die dood is erg, die graf is erg, maar daar's altyd hoop. Hoekom? Omdat die Here my en jou red van die graf. Ek dink aan dapper Paulus, en ek gebruik spesifiek die woord dapper Paulus, wat die volgende skryf in 1 Korintiërs 15 vers 55. Dis asof hy van die dood, van die graf, 'n persoon maak. En dan sê hy die volgende: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Hy's uitdagend, hy daag die dood uit, hy daag die graf uit. Hoekom? Want ons is gered van die graf, ons is gered van die dood, en Paulus weet dit. En ek sal nooit vergeet in my eie lewe, seker 7-8 jaar gelede, toe my eie suster dood is, en ek die voorreg gehad het om die diens te lei, tydens haar begrafnis, het ek hierdie woorde van Paulus gebruik. Ek het by haar kus gaan staan. O aarde, dit was moeilik. O aarde, dit was swaar. Maar ek het voor die tyd vir myself gesê, jy gaan dit doen. En ek het aan haar kus gevat, ek het aan haar kus geraak, toe ek die draers uitgeroep het. En ek het hierdie woorde gesê: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Want wat my red van die graf, Psalm 103 vers 4, ek en jy is gered van die graf, ons is gered van die dood, daar's lewe na die graf, daar's lewe na die dood. Kom ons leef met hierdie hoop in ons.